Wat 'n voorreg om saam jou te kuier op 'n Sondag. Begin van 'n nuwe week en glo dat Maart hom goed gedra in jou lewe. En vanoggend het ek sommer net het Maart dit bedien en ja, dit was vanoggend wat ek net die rustigheid van die Here ervaar het en besef het hoe God ook net op 'n besonderse wyse met elkeen van ons praat. God praat met jou en my deur mense, deur die woord, deur drome, gesigte, deur die natuur, gebruik mense. En ja, dit laat my net weer eens besef dat elkeen van ons het iewerste 'n rol om te vervul op die markplein en daar 'n verskil te maak. Vir my baie lekker om saam met jou te kuier vanaand en mag jy ook sommer maar net, jy weet, vanaand ervaar die krag en die genade van die Here en dit wat jou werklik jou gebedsbehoefte vanaand is. Mag vanaand se woord ook vir jou daai berusting bring oor sekere goed. Mag vanaand se woord ook sommer maar net, jy weet, met jou hart praat en dit wat jy deurgaan dra God van kennis. En op so 'n pragtige rustige dag, terwyl ek heel dag maar net hier so by die huis besig was, net so bewuswording van God se liefde en sy genade. Baie welkom en is lekker om saam jou te kuier en mag jy ook sommer maar net hierdie boodskap aanstuur vir iemand. Dankie vir jou wat hierdie blaaie ondersteun op TikTok, Telegram, YouTube, op Facebook, WhatsApp. Iewerste bedien ek die woord en mensies vat dit en stuur dit aan. Gebruik dit waar iemand werklik waar tog, jy weet, iets daai kan baat vind. Mag my boodskap vir jou altyd net sommer net dis soos 'n daai tank vol maak en jy iets ontvang en dit oor kan dra. Glo dat in hierdie laaste jare en wat ook al wat ons aanlyn kerk het, dat jy geleer het, dat jy gehoor het wat God wil sê en dat dit vir jou ook 'n tyd was van verkoeking. Ek wil die Here dankie sê vir die aanlyn bediening en vir die geleentheid wat ons het om op hierdie platforms die evangelie te kan verkondig en natuurlik is daar soveel maniere om die woord te verkondig, daar is soveel wyses. Iemand vra my vanmiddag, wie is jy nou eintlik en wat doen jy vir 'n lewe? Wel, ek is die CEO by die Bybelgenootskap wat feitelik paar honderd gemeentes by die Bybelgenootskap onder my is en ek kyk dat jy weet die mensies weet van die Bybelgenootskap, kennis dra, dit ondersteun. Ons is besig met nuwe vertalings. Ons is besig om nuwe vertalings tans te skryf. Kan jy glo daar's nog steeds tale wat die Bybel glad nie in vertaal is nie. En ons het spanne wat besig is met die vertaling. Nou as jy graag wil betrokke raak deur om 'n donateur maandeliks te wil wees en betrokke te wil wees, maak kontak met my en sê Stef, ek wil graag betrokke wees en ek wil graag dit ondersteun. Ons is 'n besonderse lekker span wat saamwerk en ek geniet die samesyn onder die manne en die groot werk wat gedoen word en waar Bybels geplaas word en wat gedoen word. Ek gaan een aand 'n bietjie net daaroor gesels en ek dink nie julle sal besef met wat ons alles mee besig is nie. Selfs het ek vir blinde mense 'n digitale Bybel. Jy weet, vir dowe mense het ons die Bybel. Ons probeer op alle platforms vir
nie geskoolde mense die Bybel oordra. En dit maak my opgewonde. Ons het, jy weet, die Bybel op CD's. Vandag is daar nie meer so baie CD's buitekant nie, maar wonderlik om in jou kar te ry en dan na die Bybel te kan luister. Daar's soveel leesstof wat ons uit het en wat ons van voorskool tot matrikulante, tot universiteite, ouerhuise, instansies, jy weet, Bybels ook daar versprei. Baie lekker om saam mee te kuier, klaar gepraat, dit is wat ek doen, en natuurlik is ek met die aanlyn kerk besig, en ek is ook besig om dan maar oral in die land te bedien, waar ek uitgenooi word by manne en vroue bijeenkomste, en natuurlijk op Sondag by kerke. Vanaand is lekker om saam jou te kuier op TikTok en op Facebook, en mag Here jou ryklik seën met vanaand se sessie. Ek wil juis vanaand met jou praat, daai tyd as dit net jy en God is. En dit is so nodig dat jy en ek dalk vanaand net agteroor sit en dat jy dit inneem en hoor wat ek met jou deel. En die lekker is dat jy kan dit vat en wat vir jou tot toepassing is en wat jy voel nie tot toepassing is op jou nie. Jy weet, is ook van. Maar dan kom 'n tyd wanneer dit net jy en God is. Het jy al so tyd gehad dat jy gevoel het, jy's eenkant, jy's alleen, jy gaan nou deur 'n ding, en dis net jy en God. Daar's 'n tyd ook so voor ons dood, wanneer, jy weet, ek en jy ook alleen gaan wees met God. 'n Tyd wanneer niks van hierdie wêreld ooit weer gaan saak maak vir jou en my nie. Niks van die swaar kry nie, ook niks van die lekker dinge nie. Daar sal geen waarde wees in dinge van jou besittings nie. Daai oomblik, wanneer dit net jy en God is, daai laaste oomblikke, dan gaan hierdie goed nie meer saak maak wat jy het nie. Ek weet van iemand wat op sy sterfbed 2 ure voor sy dood nog vir sy kinders gesê het, hulle moet die boeke bring. Hy wil dit deurgaan en kyk of hulle nie van sy geld vat nie. Daar sulke mense ook. Maar die meerderheid mense wat ek mee te doen gekry het oor die laaste 32 jaar in die bediening, het ek werklik waar, het ek gesien, dat as dit daai laaste oomblikke is, dan wil ons nie nog gesels oor, jy weet, oor vakansie nie. Dis 'n tyd wat jy weet, jy nou regmaak om met God te ontmoet. Daar sal geen waarde aan enigiets meer wees nie. Dit sal nie saak maak hoeveel jy by mekaar gemaak het, en hoeveel aansien jy gehad het in die lewe nie. Dit sal absoluut niks, maar niks meer saak maak nie. Maar daardie tyd is die tyd wanneer alles wat eens op 'n tyd in jou en in my lewe belangrik was, absoluut in daai oomblik geen waarde meer gaan hê nie. En ek wil vanaand vir jou sê, dit is die realiteit. Al die gejaag na wind het in hierdie tyd tot heeltemal niks gelei nie. En wanneer daardie dag kom, is dit net jy en is dit net God. Wat verby is verby. Jy kan nie terug wil gaan nie. Jy kan nie wil rewind nie. Jy kan nie sê, kom ons stop die lorry, ons gaan 'n bietjie terug nie. Nee. Wat verby is verby vir ewig en vir altyd net jy en God. Daardie ontmoeting is of een van vreugde, of dit gaan een van hel wees. En as ek sê van hel, dan wil ek vanaand sê letterlik van hel wees, want dan sterf jy sonder God. En die mens loop iewerste, ek en jy loop iewerste ons laaste pad. En dalk is daar iemand in jou familie wat siek is en besig is om te sterf, of jy self besig is om te sterf, wat vanaand na die boodskap moet luister, wat dalk nie gesond is nie, wat dalk deur
deur fasisse van chemo gaan, en fasisse van dinge, en in hierdie, dan praat sekere goed met 'n mens. Ook maar goed so, wie wil dan nog vir altyd, en vir ewig, en vir honderde, duisende jare lewe? Nee, ek nie. Ek wil nie vir altyd vasgevang wees, in hierdie, hierdie liggaam van my nie. Haai Marlene, lekker om saam met jou te kuier vanaand. So ook maar goed so. As ons saak met God reg is, word hierdie lewe wat ek en jy leef, verruil vir 'n baie beter een. Verskoon die honde, dis Sondag aand, die mense in Pretoria Oos, hulle maak nie kos op Sondaande nie, hulle Uber. So nou is dit die Uber motorfietsies wat so op en af jag op 'n Sondag aand, om vir almal net vir hulle 'n kosietjie te vat, voor die movies begin. Nou ja, verskoon die honde, hulle sal nou stil raak, maar dan is dit net ek en jy en God, wat in hierdie tyd, jy weet, sake moet, wat ek en jy met God moet, jy weet, ons lewens regmaak. Hoopelik in daai tyd, as jy die geleentheid gegee word om so tyd te kan hê om reg te kan maak, dat jy dit aangryp. En hoopelik is jou saak reg. Wat in jou lewe gebeur het tot dan, word dan maar net geskiedenis. En weet jy wat, ek wil vanaand vir jou sê, ek kom met al hoe meer agter, dat hierdie lewe bied net soveel genot, maar net so bietjie. Hierdie lewe is tydelik, en ek en jy jaag na wind, ons jaag na alles, en ons mis baie oor wat saak maak, die essensie van lewe. Jy weet, die waarde rondom lewe. En nou kan ons vra, wat dan van die tyd van geboorte af tot nou toe, tot die tyd kom dat jy net jy en God is? Of sommer net, wat van nou tot dan? Hoe sal ons die tyd wat oorbly in ons lewens spandeer? En ek wil jou vra vanaand dalk, in jou lewe, hoe spandeer jy jou lewe? En is dit eintlik nie maar dwaas nie, ek sê dit in die week vir iemand, is dit nie soos die prediker sê in Prediker 12, hy sê, dink aan jou Skepper, in jou jong dae, voor die swaar dae kom, die jare aanbreek waarvan jy sal sê, ek het daar niks aan nie. Sien, dit is 'n tyd wanneer die son donker sal word, en ook die daglig, die maan en die sterre, die tyd wanneer dit weer bewolk word na die reën. Jy weet, dit is 'n tyd wanneer die wagters van die huise sal bewe, en ek wil jy moet hoor vanaand wat ek vir jou sê. Die sterk manne waggel en die malers ophou maal, omdat hulle min geword het. En dit is nodig dat ek en jy in ons lewens hieroor dink. Dit is nodig dat mens hieroor praat. Hierdie tyd wanneer dit donker word vir die wat deur die vensters kyk. Daar's tye. Daar word tye aan alles gekoppel. Wanneer die deure na die straat toegemaak word, die geluid van die meel dof word, die tyd wanneer die mens opstaan as die voëls begin sing, al hoe meer geluidloos begin raak. Totdat daar nie meer geluide is nie. Dis 'n tyd wanneer hy bang is vir die hoogte. Hoor my vanaand. En vir alles op die pad skrik, 'n tyd wanneer die amandelboom in bloei staan, die sprinkaan homself, jy weet, moeisaam voortsleep en die kapperkruid nutteloos word. Die tyd wanneer die mens na sy ewige woning gaan. En wat treur op die straat rondgaan. Ek wil vanaand vir jou sê, hierdie is die realiteit. Die tyd wanneer hierdie silwerdraad
afgebreek word. Daai goue kruik breek. Die kruik by die fontein stikkend breek en daai wiel by die put stikkend val. Hierdie is daai tye wanneer die stof na die aarde toe terugkeer wat dit gegee het. Hy sluit af. En dit sê ek wat dit sê nie, dit is Prediker 12, jy kan dit gaan lees, die hele gedeelte. En hy sê, alles kom tot niks. Tot niks. Nou as jy dit lees, dan klink dit so bietjie vir jou dalk vanaand, jy weet, mistroostig en dalk depressief. Maar dit is nie waar nie. Ek wil jy moet my hoor, ons probleme is net dat ons lewe asof ons alles net in ons lewens net oor goeders gaan. Dat ons net in hierdie lewe alles najaag. Dat ons die essensie, dat ons die nou oomblik vergeet van leef. En natuurlik probeer ons almal harder werk aan ons liggame om, jy weet, ons wil gesonder lewe, wat ons wil langer lewe. En natuurlik probeer ons dit, want ons wil graag langer lewe. Maar so asof daar dan soveel om ons aan die gang is, wat ons vashou, om te lewe. En die hartseer is, mense lewe net nie meer nie. En jy moet vanaand jouself afvra, Boeta, lewe ek nog? So, lewe jy, geniet jy die nou oomblik, geniet jy die oomblik. En ek wil vanaand vir jou sê, ons moet werk en ons moet bates by mekaar maak. Ons moet poog om onsself te wil verbeter, dit is so. Maar ongelukkig kom sommige van ons by 'n tyd waar dit al is in ons lewens oor wat alles saak maak, is net hierdie gejaag na niks meer nie. En ek wil jou uitnooi hier in Maart om so 'n bietjie te kyk na jou lewe en te sê, wat jaag ek so? En wat maak dat ek so gejaagd lewe? En hoekom voel ek gejaag? En dan besef ons nie dat daar 'n tyd kom, dat dit net ek en God gaan wees. Vir die wat tot dan moet wag om met God iets te doen wil hê, daai dag, om te sê, gaan uitstel, dan gaan jy nie daai geleentheid kry nie. Dan gaan dit vir jou nag wees. Dit gaan vir jou hel wees, om sonder God te kan sterwe. Maar Prediker gee self ook hier 'n antwoord in Predikers 12 vers 1, wanneer hy sê, dink aan jou Skepper in jou jong dae, voor die swaar dae kom. As dit net jy en God is, wat sal hy sê, wie is jy? Ek ken jou nie. Of dalk, my kind, welkom by die huis. Ek het gewag vir jou. Dan is dit lekker, as dit net jy en God is. Ek vra weer eens vir jou, waarmee is jy besig tot dan? Tot dan. In Prediker 2 sê hy, ek het, en hoor hoe mooi sê hy dit, hy sê in Prediker 2, hy sê, ek het kennis vergader, ek het plesier nagejaag, besigheid gedoen, huise gebou, opgegaar en ryk geword. Toe kom alles tot niks. Hoe kan ons dit anders te doen? En ek wil, jy moet my hart hoor as ek dit vanaand vir jou sê, ek en jy kan plesier in die lewe hê sonder om alles in oorvloed te wil hê. En sonder dat ons iets doen wat teen God se wil is, maar nog steeds die lewe te geniet. Vriendskappe kos niks geld nie. 'n Goeie reis hoef nie oor see te wees nie. Dit kan 'n dag net uitwees in die natuur. Mens het nie al hierdie dier nodig om dit te wil doen, om die lewe te geniet nie.
Ek het vir iemand in die week gesê, werk hoef nie altyd inspanning te wees nie. Ook hoef dit nie enige konflik in te hou nie. Miskien moet ons weer iets lekker in ons werk gaan ontdek. Dalk moet jy teruggaan en na die drawing board. Hier lê op my mat ek het vir my 'n groot bord hierdie week gekoop wat ek opsit in die muur, wat ek elke dag uitsit. Want ek wil die res van hierdie jaar, as die Here vertoef om te kom, voluit elke dag inspan en leef. En jy moet ook. Dit word van jou en my eintlik verwag om voluit te leef. Nie te wag dat die dood by jou deur kom klop nie. Miskien moet ons weer iets moois begin ontdek. Dalk probeer om elke dag iets nuuts te leer en miskien moet jy dalk by so 'n plek in jou lewe kom om net weer 'n bietjie ons seëninge te tel by ons werk en die seëninge te tel in my kinders en in my vrou en in my man, die seëninge te tel dat ek 'n kar het, dat ek 'n dak oor my kop het, dat ek gesond is. Die seëninge tel dat ek familie het, die seëninge tel dat ek wonderlike vriende het. En dan as jy werk, doen dit asof jy dit vir die Here doen. Weet jy wat maak dalk die tyd wat oorbly geweldig sinvol vir jou en my? As ek en jy begin in ons lewens iets vir iemand anders te doen. Waar kan ek vir jou help? Waar kan ek 'n kruk wees? Waar kan ek betrokke raak? Jesus sê selfs 'n glas water sal al tel. Dalk net 'n oproep. 'n vinnige kuiertjie, 'n bietjie hulp aanbied by 'n ouer tuis, 'n klein taakie wat jy vir iemand anders te kan doen om die lewe vir iemand anders te maklik te maak. Dalk kan jy ook 'n bietjie van jou geld weggee vir mense wat dit meer nodig het. Ek noem net 'n paar goed, maar ek dink as jy by daai tyd kom alleen met God voor jy sterf, dan gaan daar baie spyt wees oor baie goed. Dan gaan teleurstellings wees dat ek nog nie dit wou gedoen, ek wou nog dit gedoen het en dat gedoen het. En eintlik het ek en jy hierdie om so te lewe, om dit alles uit te koop en kwaliteit tyd te maak. Waar spandeer jy jou tyd? Op wat spandeer jy jou tyd? Dan seker die beste van die beste is om 'n geestelike pad met iemand te kan stap. Ek moet vanaand vir jou sê, vir my is aanlyn kerk dit is vir my wonderlik. Toe ek die aanlyn kerk begin het, is dat vir my, omdat ek baie lief is vir die Here en lief is vir die woord, en ek by die huis in die aande is, het ek het besef dat ek kan vir ander mense in die aande iets beteken. En ek glo dit het al vir honderde duisende mense, jy weet, geestelike deurbraak gebring. Dalk antwoorde op gebede. Ek en jy het elkeen 'n rol iewers om te vervul. Daar's dele waar mense doodgemaak word as hulle die Bybel lees, en ons werk nou met dit, en jy weet baie nou met sulke groepe waar die Bybel versprei word, en dan skeer hulle bladsye uit die Bybel uit, en hulle deel die bladsye onder mekaar uit, en elkeen kry 'n bladsy om te memoriseer, en hy verslind daai woord, en dan op 'n sekere tyd in die week daarna, dan deel hulle weer die bladsy onder mekaar, en so leer die mense die woord, en so is daar hongerte. En ek dink vir myself, terwyl ek daarna luister, is dat ons is baie bederf, ons is baie gelukkig om al hierdie middele tot ons, jy weet, beskikking te kan hê.
Kom ons gebruik dit. Dat ek en jy, as ons daai laaste oomblikke ingaan in ons lewens, of jy daai dag vir jou gaan aanbreek, dat jy nie met leë hande gaan sit nie. So onthou, daai een liedjie, as ek nou hier aan dink, moet ek gaan met leë hande, moet ek so my Here ontmoet. Jy weet, nie een siel gelei na Jesus, niks te offer by sy voete, wanneer dit net jy en God is, wil jy tog seker nie met leë hande gaan nie. Wil jy seker nie daar kom en net sê, ek het net 'n plekjie in die hemel nie. Stadig maar seker, kom maar die dag vir elkeen van ons nader. Die dag wanneer dit net jy en God sal wees. Hoe lyk die pad van nou tot dan? Is daar besluite wat jy vanaand neem as 'n man? Besluite wat jy neem as 'n vrou? Ek glo dit moet 'n lekker pad wees, of dit 60 of 2 jaar is. Prediker 12 kom en hy sê in vers 13, die slotsom van alles wat jy gehoor het is dit: dien God en gehoorsaam sy gebooie. Dit is wat van die mens gevra word. Pragtig, nee. As ons dit najaag in ons lewens, gaan ons lewens nie afdraande tot by die punt waar hierdie silwer draadjie afgebreek word nie. Jy weet, daar is mense wat al baie oud is, wat 'n positiewe verskil maak in ander mense se lewens. Weet jy dat jy in 'n reistool kan sit en vir iemand in die gevangenis nog steeds 'n brief kan stuur, of kan, jy weet, vir iemand 'n e-pos kan stuur en iemand kan bemoedig en 'n verskil te kan maak, al sit jy in 'n reistool, al is jy, elkeen van ons kan iewerste op die markplein vir God 'n verskil maak. 1 uur 'n maand wat jy aan iemand anders te spandeer, en dit gaan jou vreugde verskaf. R20 van jou geld koop 'n brood vir 'n gesin vir 'n dag. Al hierdie goed pas in Jesus se definisie van diensbaarheid aan God. En as ek dit vir jou sê, dan sê ek dit vir jou om jou vanaand aan te moedig en te bemoedig om voort te gaan, om God na te jaag, God te ken in alles, God te soek in alles. En as jy dit self nie breed het nie, onthou jy het gawes wat jy kan gebruik. Jy kan praat, jy kan bid, jy kan mense bemoedig, jy kan na mense luister. Dan as dit net jy en God is, wat oor is, gaan God dan vir jou sê, mooi so, my goeie en getroue diensknegt. Jy kan nie 'n kar of 'n huis of 'n besigheid op daardie dag voor hom neersit nie. Jy kan net voor God, die dag as jy tot sterwe kom, al wat jy voor God kan neersit, is die mense wat jy na hom toe gelei het. Kom ek en jy maak vanaand, ek wil afsluit 'n sommetjie, en bereken vandag wat jy nog kan doen met hierdie silwerdraad wat oor is vir jou en my. Dink aan God, sê hy in jou jong dae, sodat as hy al is wat oor is dit al wat jy wil hê dan. Dit al is wat ek en jy wil hê. Kom ek en jy vanaand in ons lewens kies om te sê, ek gaan die Here dien. Ek gaan die Here soek met alles. Ek gaan die Here najaag in alles. Ek gaan amper sê ek nou 'n kras woord. Ek gaan my nonsens stop. Ek gaan terugkeer na God toe. Ek gaan my alles gee. Ek gaan sorg dat my lewe in orde kom. Ek gaan sorg dat my besigheid in orde kom, dat ons huwelik in orde kom, dat ons verhouding in orde kom, dat ek weer die pa gaan wees vir my dogter en vir my seuns. Dat ek die pa gaan wees, dat ek die ma gaan wees vir my kinders, die vrou vir my man, die man
vir my vrou, dat ek die een sal wees as kollega by die werk, wat ondersteuning sal aanbied, dat ek sy hande en sy voete sal wees, en sy stem sal wees, daar buitekant, as jy in jou voertuig klim en jy ry by jou hek uit. Ek wil vir jou sê, hier waar ek bly in die Wilgers, ken almal my. Althans ek neem so aan, want ek sorg dat ek oral te probeer betrokke wees en 'n verskil te maak. Maak nie saak waar ek en jy gaan, ons moet altyd die tyd uitkoop. Maar dan gaan 'n dag kom, wanneer dit net jy en God gaan wees. Mag jou naam dan geskrywe wees in die boek van die lewe. Mag jy die koninkryk dan beerwe. Vader, vanaand wil ek vir hierdie man en vrou kom bid, wat saam kuier, vir hierdie boodskap wat tog so duidelik na ons toe gekom het vanaand. Om te weet dat ons lewens so moet inrig, asof hierdie, ons lewens so inrig, dat ons sal beplan, asof ons nog 100 jaar gaan lewe. Here, maar, dat ek gaan leef, asof hierdie my laaste dag is. Mag ons lewens so wees. 'n lewe uitgekoop, verkoop, aan God. Here, ek bid vir hierdie man, bid vir hierdie vrou, dat in haar lewe, in sy lewe, 'n besluit gemaak sal word om U voluit te dien, kragtig U te dien, U met 'n hongerte sal soek. U is 'n waarmaker van die woord. Ek bid vir jou, dat hierdie 'n week van deurbraak sal wees, hierdie 'n week van genade, 'n week van vrede, 'n week van rus, 'n week van om nader aan God te kom. Mag hierdie jou week van deurbraak wees, 'n week van genesing, 'n week van herstel. Daai kontrakte, daai kwotasies, ons lê dit voor die Here se voete, daai CV's, dankie Here dat dit op die regte tafel beland. Dankie vir daai onderhoude, dankie vir positiewe uitkomste in omstandighede. Dankie vir gesondheid, dankie vir genesing. Dankie vanaand dat U met ons gespreek het deur die Heilige Gees, en ons wil vanaand sê, Here, ons het U lief met alles in ons. Daar is niemand soos U nie. Daar is niemand wat opgemeet en vergelyk kan word met U nie. Mag jy 'n besonderse mooi aand hê, 'n mooi week. Onthou, ons aanddienste is môre tot donderdag 8:00. Vrydag het ons nie dienste nie, in elk geval Vrydag vlieg my laat die Frankryk toe. So dan is ons Vrydag aand by lughawe. Dan gaan hy weer terug. Mag jy hierdie week stap in oorwinning, 'n week van deurbraak. Het was lekker gewees om saam met te kuier, en vanaand plaas ek al hierdie boodskapies ook so op my Telegram, en dan ook so op ons WhatsApp groepies, en die boodskap gaan nou ook so geplaas word op TikTok en ook op YouTube. Lekker gewees om saam met te kuier. Sien jou môre aand 8:00. Die Here seën. God bless.